bietjie vir hy ou langs jou en gee vir hom so vet smile. Net om daai suurtier bietjie reg te kry. Ons is so bly julle is vanmôre hier. Welkom in die huis van die Here. Nou, soos ons reeds gehoor het, ons is besig om te praat oor 4 maniere om God te laat glimlag. En ons het verlede week daarmee begin. En verlede week het gegaan oor volkome vertroue. Volkome vertroue. Nou vandag gaan dit oor gehoorsaam God volledig. Dit beteken ek moet God gehoorsaam ten volle, met alles, volledig. En ek wil graag vir u lees in Hebreërs 11 vers 6, en ek lees dit in die 83 vertaling, net terwille van. Hoor gou wat sê Hebreërs 11 vers 6, hy sê, en sonder geloof, ek wil jy moet mooi hoor, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Wat beteken dit in eenvoudige Afrikaans? Sonder geloof, sonder daai vertroue, is dit onmoontlik om God te laat glimlag. Wat beteken behaag? Behaag beteken ek kan nie God genot of plesier verskaf as ek hom nie glo en vertrou nie. Amen. Hy sê, want wie tot God gaan, hy moet glo dat hy bestaan, dat hy 'n werklikheid is, en dat die wat hom soek, word beloon. Is dit nie 'n wonderlike belofte nie? Is dit nie 'n wonderlike belofte nie? So, daar is maniere om God te laat glimlag. Sê vir jouself, ek is besig om te leer hoe om God te laat glimlag. Ek is besig om te leer, hoe kan ek God laat glimlag oor my? Weet jy wat, ek weet nie van jou nie, maar is dit nie wonderlik om te dink dat God na my kyk en hy glimlag nie? Man, dis my seun, dis my dogter, dis my beminde, dis my geliefde. As ek na hom kyk, het ek 'n glimlag op my gesig. Amen. En ons het verlede week gehoor, dat om God te laat glimlag, moet ek hom volkome vertrou. En vandag gaan oor, as ek God wil laat glimlag, die tweede manier, as ek God wil bly maak, dan moet ek hom volledig, ten volle gehoorsaam. Nou, ons kan, as ons praat oor gehoorsaamheid, kan ons baie goed in ons gedagtes kry. Maar hoor gou. Ek sê, ons moet die Here ten volle, volledig gehoorsaam. Wat beteken dit? Wat is die teenoorgestelde? Die teenoorgestelde, ek is net gedeeltelik gehoorsaam. Die teenoorgestelde is, ek is net die Here gehoorsaam as dit my pas. Ek is net gehoorsaam as dit gemaklik is. Ek is net gehoorsaam in sekere areas van my lewe. Maar dis nie wat God behaag nie. Dis nie wat God laat glimlag nie. Wat die Here verlang van jou en my, is volmaakte, volkome gehoorsaamheid. Volkome gehoorsaamheid. Onvoorwaardelike gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid wat sê, Here, ek sal doen net wat U wil hê. Wat U ook al vra en wat U ook al verlang, dis wat ek gaan doen. En kom ons sê gou vir mekaar vanmôre, partykeer dan ervaar ons by die Here praat met ons oor iets, dan dink ons, maar dit gaan nie werk nie. Nou gelukkig het gebeur nie met julle nie. Gebeur net met my. Partykeer dan ervaar 'n mens dat die Here praat met jou. Jy ervaar dat die inspraak van die Heilige Gees is daar, en die Heilige Gees sê vir jou, doen dit. En jy dink by jouself, as ek nou dit gaan doen,
gaan ek 'n aap van myself maak. Maar jy weet is die Here. As jy nie doen wat hy sê nie, is jy ongehoorsaam. Of partykeer, ons leef mos in 'n nuwe Suid-Afrika, alles word mos onderhandel. Of soos wat ons dit ken, negotiate. Ons negotiate oor alles. Luister, as jy probeer om met die Here te negotiate oor gehoorsaamheid, is jy eintlik ongehoorsaam. Hy vra volledige gehoorsaamheid. Nou die eerste belangrike ding wat ek vanmôre vir u wil noem, is gedeeltelike gehoorsaamheid is ongeloof wat vermom word. Ongehoorsaamheid, gedeeltelike gehoorsaamheid is ongeloof wat eintlik onder 'n masker staan. Jy weet, baie keer probeer ons met God onderhandel. Here, ek sal gehoorsaam wees in hierdie area van my lewe. Maar daar besluit ek. Ons sê dit baie keer nie so reguit nie, maar ons doen dit. Here, ek is bereid om kerk toe te gaan, maar moet net nie van my iets vra van my beurs nie. Want wat my skat is, dis waar my hart is. Here, ek sal Sondag kerk toe gaan, maar my verhoudings, daar bly u uit. Here, ek sal gehoorsaam wees, maar ek maak my eie planne. Ek maak my eie planne. Here, ek sal gehoorsaam wees, ek sal u volg, maar u moet dit en dit en dit doen. Luister, kom ons wees gou, kom ons stop gou hier. Wie's God? Wie's ek? Hallo, hy's koning. Hy's die Here. Hy's in beheer. Ek is net sy kind. Ek sal nou iets meer daaroor sê. Die waarheid is, gedeeltelike gehoorsaamheid is maar nog steeds ongehoorsaamheid. Dis steeds ongehoorsaamheid. Hoor wat sê 1 Samuel 15 vers 22. Hy sê, gehoorsaamheid is beter as offerandes. Nou, kom ons stop gou hier. As jy hierdie verkeerd verstaan, interpreteer jy dit verkeerd. Offers is vir die Here baie belangrik. Offers is ongelooflik belangrik. Maar die Here sê, dis hoe belangrik gehoorsaamheid is. As ek gehoorsaam is, sal ek in elk geval die offer bring. As ek gehoorsaam is, is ek bereid om my beste te gee, as die Here dit vra. Ons as huisgesin het in die laaste paar weke, het ons iets gekyk oor Dawid en Saul. Nou Saul, koning Saul het gedink, dat sy ongehoorsaamheid is oukei. Hy moet net offers bring. Maar die Here sê, gehoorsaamheid is beter as offerandes. Saul het gedink, in hierdie areas en in daai areas en in daai areas is ek in beheer. En eintlik was God net sy kruk. En hy het gedink, hy sal die Here kalmeer met sy offers. Maar wat God kyk is nie na jou offer as dit net 'n offer is nie. Wat God na kyk is jou hart. Hy kyk na jou hart. Hy kyk na hierdie intensie in jou binneste. En weet jy wat? Kan ek sommer vanmôre helder, duidelik vir u sê, die grootste fout wat kinders van die Here maak is om verskonings te maak. Om regverdiging te soek vir hulle ongehoorsaamheid. Is om op 'n plek te kom waar hulle verskoning soek om nie te doen wat die Here wil hê nie. Maar God wil vanmôre vir jou kom sê, ek soek jou hart.
Ek soek jou gehoorsaamheid. So, in die eerste plek wil ek vanmôre vir u kom sê, gedeeltelike gehoorsaamheid is maar net iets anders as ongeloof wat agter 'n masker staan. Wat vermom word. Die tweede belangrike ding wat vanmôre jy moet weet is gehoorsaamheid wys jou liefde vir die Here. Gehoorsaamheid wys jou liefde vir die Here. Nou Jesus het dit eenvoudig gestel. Hoor gou wat sê Johannes 14. Hy sê as julle my liefhet, hallo, as julle my liefhet, sal julle my gehoorsaam. As julle my liefhet, sal julle doen wat ek sê. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Weet jy wat? Ons kan maar baie praat. En baie keer dan luister ek so en dan dink ek baie keer mense selfs in hulle gebede dan probeer hulle die Here oortuig. Dis nie so sleg nie. Here, u sal mos verstaan. Here, u verstaan mos dat ek hierdie en hierdie goed beleef. U verstaan mos dat ek hierdeur gaan. Of ek dink baie keer, as ek nou sing en juig en die regte bewegings maak, dan gaan die Here my aanvaar. Kan ek vanmôre vir u sê, as jy sê jy die Here lief, sal jy doen wat hy sê. Liefde word getoon in jou gehoorsaamheid. Miskien moet ek gou so maak. Nou, waar's die maas? Waar's die maas? As jy 'n maas, hoor gou. As jy 'n maas en jy sê vir jou kind, veral as dit 'n seentjie is. As jy vir daai seentjie vir jou sê, hoor nou mooi wat mamma vir jou sê. Moet asseblief nie in die straat afhardloop nie. Dis gevaarlik. En dan praat hy seentjie met jou so mooi terug en hy sê, mamma, ek hoor jou. Ek waardeer mamma se raad. Nou hardloop hy by die deur uit en hardloop in die straat af. Help daai mooi antwoord. Help daai mooi gesindheid. Wat belangrik is die gehoorsaamheid. Jy weet, wat daai ma vir daai kind wil sê is, moenie dink wat jy dink nie, doen wat ek sê. Weet, as hy in die straat afhardloop, dan is hy nie gehoorsaam nie. Hy waag dit juis op die terrein wat jy vir hom gesê het, is gevaarlik. Hy's ongehoorsaam. En al het hy mooi gepraat en 'n mooi gesindheid openbaar, help dit niks. Wat jy as ma van hom verlang het, is luister, moenie net hoor nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy sê dat jy die Here liefhet, moet 'n mens dit kan sien in jou gehoorsaamheid. Nou, ek weet, dit klink baie maklik, maar gehoorsaamheid is nie altyd maklik nie. Partykeer, dan sal die Here vir jou sê, moenie dit doen nie. En wat doen ek? Weet jy, partykeer, ek kan onthou toe my kinders klein was, dan dink ek moes nie met hulle gepraat het nie. Want juist dit wat ek gesê het, moenie dit doen nie, is juist die ding wat hulle doen. Ek moes eintlik die teenoorgestelde gesê het. Weet jy wat? God sien jou hart raak. En hy wil vanmôre vir jou kom sê, ek ken jou beter as wat jy jouself ken. En omdat ek jou baie goed ken, vra ek van jou, hoor en luister. Derdens, volledige gehoorsaamheid vra opoffering. Maar dit bring
ongelooflike vreugde. Dit bring blydskap. Dit bring bevrediging. Dit bring gemoedsrus. Gehoorsaamheid kos partykeer iets. Gehoorsaamheid vra partykeer, ek moet myself opoffer. Ek moet my eie begeertes eenkant toe skuif. Ek moet dit wat ek dink reg is, moet ek nie aanvaar nie, en ek moet hoor wat die Here sê. Dit vra partykeer opofferings. Gehoorsaamheid aan die Here is nie altyd maklik nie. Moenie jouself flou sien. Gehoorsaamheid is nie altyd maklik nie. En kom ons sê kom ons sê vir mekaar. Hoekom sê ek dis nie altyd maklik? Want partykeer moet jy nee sê vir goed. 'n Mens moet leer om te onderskei tussen wat is noodsaaklik, wat is belangrik en wat is dringend. Dis noodsaaklik dat ek mense moet help. Maar as die Here nou vir my gesê het, ek kan onthou baie jare terug, een van die vriende, hy was 'n baie suksesvolle evangelis. Baie uitstekende evangelis. En die Here roep hom na 'n gemeente toe in die stad, in die senter van die stad. En hy hoor duidelik en helder, die Here sê vir hom, gaan soontoe. En dit gaan swaar in die gemeente is klein, te midde van al die duisende mense wat rondom hulle bly. En hy probeer alles, en hy sit nuwe energie in, en hy preek goed, en hy bid, en hy doen alles wat hy moet doen, en hy doen wat 'n goeie pastoor veronderstel is om te doen. Maar daar kom nie een nuwe siel in nie. Bly dieselfde groepie mense. En om 'n lang storie kort te maak, na jaar, toe besef hy, maar die gemeente gaan eintlik agteruit. Want hy het 'n paar mense deur die dood verloor. En hy sê vir sy vrou, kom ons gaan see toe. En kom ons gaan vergeet van alles, en ons hoor net weer by die Here. Nou praat hy met die Here, en hy bid, en dis asof die hemel toe is vir hom. Hy bid en hy vra en hy smeek en hy soebat, maar daar gebeur niks. Hy hoor niks. En die laaste dag, toe sy al so desperaat, hy is al so moedeloos, so radeloos, en hy sê vir sy vrou, gaan wag vir my in die kar. Nadat hulle alles ingepak het, ek wil nog net 'n paar minute by die see, wil ek net sit en met die Here praat. En hy stort sy hart uit en hy sê, Here, ek kan nie verstaan nie. Here, ek weet nie meer hoe nie, ek weet nie meer waar nie. Ek het geen ander idees in hierdie pakkie wat U vir my gegee het nie. Niks werk nie. Ek kan dit net nie meer vat nie. En duidelik hoor hy, die Here sê vir hom, ek is so bly, jy kan nie meer nie. Want nou kan ek dalk moontlik. Hy sê, Here, maar wat wil jy met ek doen? Die Here sê vir hom, as jy teruggaan, al wat jy doen, maandagoggend begin jy te bid in die bidkamer. Hy sê, en dan Here, dan sê die Here vir hom, dis jou eerste opdrag. Gaan huis toe, gaan bid in die bidkamer. En weet jy wat? Die maandag kom hy daar, en hy begin te bid, en hy praat met die Here, en hy het wonderlike tye met die Here. Maar, na rukkie, jy kan ook net so lank bid. Net so lank. Sê vir die Here, Here, wat nou? Die Here sê, ek het niks gesê nie, so bid. En die maandag gaan verby, die dinsdag gaan verby, die woensdag gaan verby, die donderdag gaan verby, die vrydagmôre is daar nog steeds niks. Sondag is hy op die kansel dieselfde groepie mense weer daar. Hy preek, maar is asof hy
net nie kan deurbreek. Die maandagoggend staan hy op en hy gaan weer na die bidkamer toe, die dinsdag gaan hy weer, die woensdag gaan hy weer, die donderdag gaan hy weer, en daai donderdagmôre praat hy met die Here en hy sê, Here, ek bid en ek vra en ek soek en ek smag en ek is gehoorsaam. Wat wil U hê moet ek doen? En hy sê, Here, sê vir my, ek wil doen wat U wil hê. Die Here sê vir hom, gaan na Buitenstraat nommer 3. Daar is 'n man wat siek is. Gaan bid vir hom. Ek wil hom gesond maak. Hy is so opgewonde en hy is so bly en hy kom in Buitenstraat nommer 3 en hy klop aan hierdie deur en die persoon maak oop. En hy sê vir hulle, hoorie, ek wil net uitvind. Is hier 'n man wat siek is? Hulle sê, ja, hier is 'n man wat siek is. Hy sê, die Here het my hiernatoe gestuur en gesê, ek moet vir daai persoon kom bid. En hy bid vir daai persoon. En die Here raak hom volkome aan. Die Here maak hom volkome gesond. Nou ry hy huis toe. Hy sê, Here, waar is die volgende een? Die Here sê, terug bidkamer toe. Daai Sondag is dit weer dieselfde groepie mense. Daai Maandag gaan verby, Dinsdag gaan verby, Woensdag gaan verby, Donderdag gaan verby, Vrydagmôre. Toe praat die Here met hom en hy sê, gaan na Kerkstraat nommer 14. Daar sit 'n vrou in 'n rolstoel. Ek wil haar gesond maak. En hy ry en hy kom daar en toe hy in die deur klop, toe sê hy vir die mense, want onthou, hy ken nie een van die gesinne nie. En hy klop en hy vra, hy sê, is hier 'n dame wat in 'n rolstoel sit vir baie lank, wat swaar kry. Nou sê, ja, hier is 'n vrou. Hy sê, kan ek asseblief vir haar bid? Die Here wil haar gesond maak. Hulle bring die vrou in die rolstoel en die Here raak daai vrou aan. En sy word volmaak gesond. Volkome. Toe hy klaar is, sy weer so opgewonde en hy ry en hy sê, Here, wat nou? Die Here sê, terug. En hy dink, nee, hy gaan gou-gou na die mense by wie hy was, so 'n week en 'n half gelede. Hy gaan gou-gou hoor, hoe gaan dit tog met daai man? En hy klop aan die deur en die mense maak oop en hy sê vir hulle, hoorie, is hy nog gesond? Hy sê, ja, hy is nog gesond. Hy sê, dan kom julle kerk toe. Hy moet kom vertel. Daai Sondagmôre is hy 'n nuwe gesin met 'n man wat genesing ontvang het. En hy vertel van wat die Here vir hom gedoen het en hoe lank hy deur sy teëspoed is. En die Here doen 'n magtige werk in die gemeente. Deur hy een getuienis. So gaan dit met hom aan. En weet jy wat? 'n Ruk daarna, elke tweede of derde dag, dan praat die Here met hom oor iemand wat hy moet gaan sien. 'n jaar daarna gaan hy met vakansie met 'n splinter nuwe gemeente. En hy loof die Here, want die Here is getrou. Hoekom vertel ek u hierdie storie? Want weet jy wat? Gehoorsaamheid, volkome gehoorsaamheid, vra partykeer opofferings. Vra opofferings, maar dit bring vreugde en blydskap en oorwinning, soos wat jy nog nooit in jou lewe gesien het. Dit bring, weet jy wat, die Here het 'n vermoë om 'n mens te verras as jy doen wat hy sê. Partykeer moet jy nee sê, partykeer moet jou eie drome, jou eie idees, jou eie visie moet jy neersit, jou eie plannetjies moet jy tot niet van raak. Partykeer vra die Here van jou om ander te vergewe wat jou seer gemaak het. Gehoorsaamheid bring hy innerlike vreugde. Dit bring die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Dit bring in jou binneste 'n borrel van blydskap. Dit bring in jou binneste 'n gemoedsrus. Ek is gehoorsaam. Hoor wat sê Psalm 128 vers 1.
Hy sê gelukkig is elkeen wat die Here dien en sy wil doen. Nie net sy wil hoor nie, sy wil doen. Weet jy, God geniet dit nie net, en hy het nie net 'n glimlag as jy gehoorsaam nie. Die Here het nie net 'n glimlag oor jou as jy gehoorsaam is nie. Jy eet die vrugte van jou gehoorsaamheid. Jy eet die vrugte daarvan. Vierdens. Weet jy wat? Ons het gelees in die begin, Hebreërs 11. Nou, voordat ons verder gaan, waaroor gaan die Hebreërs 11? Geloofshelde. Het gaan oor geloofshelde. Die tema vers van Hebreërs 11 is geloofshelde. Nou kyk na Abraham. Kyk bietjie na Abraham. Die Here sê vir Abraham, pak jou goedjies op, verlaat jou land. Pak jou goedjies uit en verlaat jou eie mense. Pak jou goed en gaan uit jou huis uit. Ek wonder wie van ons sal dit doen. Maar Abraham, weet jy wat, as Abraham dit hoor, dan besef hy hierdie is 'n opoffering. Want weet jy wat, as ek nou trek, as Abraham trek, wat van my skoonma? As Abraham besluit, ek sal gehoorsaam wees, dan vra hy nie vir 'n GPS nie, want daar was nie 'n GPS nie. Al wat hy doen is, hy gaan. Ons lag oor die skoonma, maar jou vrou wil altyd by haar ma wees. Hallo? Dink maar aan Noag. Weet jy wat? Die Here praat met Noag en hy sê, bou hierdie massiewe, enorme ark. Dis een enorme skip. Dis die eerste keer dat die wêreld 'n skip sien. Nog nooit tevore was daar 'n skip nie. En nog nooit tevore het die Here met iemand oor so iets gepraat. Hy het nie eers 'n verwysing. Hy verstaan nie hoekom nie. Want weet jy wat, tot op daai stadium het dit nog nooit gereën nie. Hy weet nie wat is reën nie. As die Here vir hom sê, ek gaan water uit die lug uitstuur. Ja. Here, is U okay? Maar hy luister. Hy gehoorsaam. En die Here red sy hele gesin. Sy hele familietjie. God glimlag oor sulke gehoorsaamheid. God glimlag oor so 'n aksie in geloof. Hy's nie net op soek na perfekte mense nie. Wat hy op soek is na gewone mense wat volkome gehoorsaam is. God soek nie na perfekte mense. Want as hy na perfekte mense gesoek het, was ek en jy nie in tel nie. Maar mense wat gehoorsaam, dis wat sy aandag trek. Ek wil begin afsluit. Om God te gehoorsaam, selfs wanneer dit moeilik is, selfs wanneer dit 'n opoffering is, selfs wanneer dit iets van my kos, selfs wanneer ek nie die volle prentjie sien nie, dis wat die hart van God bly maak. Hy wil hê jy moet hom volledig vertrou. Hy wil hê jy moet hom volledig gehoorsaam. En ek wil hê jy moet vandag vir jouself vra. Net daar wees. Sê bietjie vir jouself. Vra bietjie vir jouself. In watter area van my lewe wil die Here hê moet ek gehoorsaam wees?
Weet jy, dis maklik om die Bybel te lees as jy dit sien as 'n storie. Maar is iets anders om dit te lees. Jy besef die Here kan met jou praat. En hoe maak ons as ons iets lees en dit net vir ons lyk asof dit vir my tot toepassing is, dan sê ek nee. Kan ek jou vra, in watter area vra die Here vanmôre vir jou om volkome gehoorsaam te word? In watter area? Ek wil jy net daar waar jy sit, dat jy vanmôre voordat ek bid, net daar waar jy sit, sê bietjie vir die Here, Here, ek kom gee oor. Elke faset van my lewe, elke area van my lewe, elke dimensie van my lewe. Here, gees, siel en liggaam, my alledaagse lewe, ek gee dit vir U. Kom aan, net daar waar jy sê, Here, ek kom gee oor. Here, vanmôre wil ons voor U kom buig. En ons wil kom erken en bely. Ons is nie altyd gehoorsaam nie. Here, baie keer dan wyk ons af van U plan. Here, ons wil môre erken en bely dat ons doen nie altyd wat U vir ons sê nie. Here, ons het ons eie idees, ons eie voorwaardes. Here, help my om nie met my woorde U te eer, maar my dade verloon dit nie. Here, ek wil gehoorsaam wees. Ek wil doen wat U wil hê. Ek wil uitvoer wat U verlang. Nie net sekere areas nie, maar al die areas. Ek wil volkome gehoorsaam wees. Ten volle gehoorsaam wees. Want ek weet, as ek doen wat U wil hê, as ek doen wat U sê, sal daar vrugte wees wat ek sal kan eet. Here, ek weet, wanneer ek gehoorsaam is, sal dit vreugde vir my na vore bring. In Jesus Christus naam. Amen. Amen. Ek wil vanmôre vir jou 'n uitdaging gee. Partykeer, ek weet nie hoe lees jy Bybel nie, maar partykeer vat ons net gedeeltes waarvan ons hou. Jy lees gedeeltes wat vir jou om die bos lei, of eerder gedeeltes wat vir jou sê, die Here wil jou seën, het jou lief vir. Maar partykeer hoor ons nie as die Here met ons praat uit sy woord en sê, doen dit, wees versigtig vir dit. Nou ek wil jou vra, hierdie week tot en met volgende Sondag, het jy 6 dae, amper 7. Maar as jy van vanaand af, ek wil jou vra, ek hoop jy lees nog Bybel. Ek vra net. Ek hoop jy lees Bybel. Maar wanneer laas het jy Psalm 119 gelees? Nou, Psalm 119, voor jy bly word, is die langste Psalm wat daar is. Ek is nie 100% seker nie, maar ek dink hy het 176 verse. Maar ek verwag nie met elke aand die hele hoofstuk klaar. Ek verwag dit nie van jou nie. Maar vat hy 175 of 76, dink is 176. Vat Psalm 119 en lees, vat hy 176. Sit op jou foon, 176 gedeel deur 6. Dan weet jy, ek moet min of meer 30 verse aand lees. As julle by my, en ek dink die 30 verse is so erg, gaan jou so 10 minute vat.
Behalwe as jy leesprobleme het, gaan dit dalk 15 minute. Of as jy dalk nie verstaan nie, gaan jy nog meer lees. Maar dis die langste Psalm, maar weet jy wat, Psalm 119 is eintlik 'n loflied vir gehoorsaamheid. Gehoorsaam aan die Here, gehoorsaam aan sy woord, gehoorsaam aan sy stem. En elke dag as jy 30 verse gelees het, aan die einde wil ek nie net hê jy moet jou Bybel toemaak nie, dan moet jy vir die Here sê, Here, ek het nou hierdie gelees. Hoe praat u met my? Watter opdrag wil u vanaand vir my gee om te hoor? Hoe kan ek dit vandag in my lewe toepas? Hoe kan ek u meer gehoorsaam vandag? Is julle by? Ek wil jou uitdaag. Psalm 119 die hele week volgende week.